Kyk net hoe oulik is dit hierdie. Twee slim ouers het vir hulle dogtertjie 'n heerlike speelding gemaak uit 'n doodgewone groot boks. Hulle het vir haar 'n huisie gemaak waarin sy kan gaan inkruip en kan gaan speel en veilig voel, want dis waaroor dit gaan. 'n Kind het 'n behoefte aan 'n plekkie waar ek kan veilig voel. En daarom kruip hulle graag aan die hangkas in of onder die kombers met hulle lyfie styf teen pa of ma of oupa en ouma, want dis hulle behoefte om veilig te wees. En dis wat hulle huis moet wees, die groot huis, die plek waar hulle kan tuiskom en dis hulle plek waar hulle self kan wees, waar ma en pa vir hulle omarm en waar hulle sommer net weet, ek is hier tuis en veilig. En groot mense het eweveel daai enorme behoefte aan veilig wees. Dat daar iewers 'n plek in ons klipharde wêreld kan wees waar ek myself kan wees. Waar ek so veilig voel dat ek ook my sagte, brose dele kan wys. Want buitekant moet ek hard wees, ek moet oorleef, ek dra my masker en ek wys nie vir mense hoe ek voel nie. Maar jy kan nie so lewe nie. Jy moet iewers 'n plek hê wat jy veilig is. En daarom wil ek vandag praat oor veilige huise en veilige kerke. Weet jy, die Here het 'n huisgesin gemaak as die plek waar 'n mens kan veilig wees, hulle self kan wees. En dis die wonderwerk dat daar sulke huise is wat die Here vir ons gegee het. En daarom gebruik hy ook die beeld Jesaja 66 waar hy sê, ek sal julle soos 'n moeder julle laat veilig voel, so sal ek vir julle laat veilig voel. En dis nie net ma's nie, dis ma's en pa's wat vir 'n kind daar moet laat veilig voel. Dit moet 'n plek wees waar ek kan weet, hierso is ek myself. Hier hoef ek nie te beklei nie. En hierso is die plek waar ek liefdeswoorde en sagte woorde gaan hoor wat vir my laat veilig voel. En daarom huil ek oor plekke waar dit nie so is nie. Waar ma's en pa's hard is, waar daar woedewoorde en seermaak hande is, hande wat slaan in plaas van streel, hande wat vat waar hulle nie moet vat nie, en op die manier vir 'n kind 'n harde plek gee in plaas van 'n tuiskomplek. En daarom wil ek bid dat jy saam met my sal werk om van julle huis 'n veilige skuilplek te maak. 'n Plek waar mense sal liefdeswoorde hoor, waar jy aanvaar word net soos jy is. Nie gesê word jy moet beter wees, dan sal ek vir jou lief wees of soos boetie en sussie wees nie. Jy kan sommer net jouself wees. En dis die roeping van ouers om sulke tuistes te skep. En dan behalwe die huistuiste is daar ook die behoefte aan sulke kerke. Kerke waar ons regtig kan weet, hier is ek veilig. En daarom word die beeld van huisgesin ook vir kerk gebruik. Efesiërs 2 sê, julle is nie meer onwelkom nie, julle is nie meer bywoners, huurders wat weggejaag kan word nie, julle is lede van die huisgesin van God, waar ek altyd tuis sal wees, waar ek 'n Vader, 'n hemelse Vader het, wat vir my sal omarm en natuurlik ook partykeer soos 'n moeder, maar soos 'n vader en 'n moeder sal dit veilig voel. En waar daar 'n Jesus Christus as verlosser is, wat vir my sal sê, jy's my vriend, jy's my broer en my suster, waar daar 'n Heilige Gees wat 'n trooster is, een wat vir my sal vashou wanneer ek stikkend is. En dis wat ons kerke moet wees, 'n plek van veiligheid. Natuurlik
is dit ook so dat daar reëls in 'n huis is. En 'n huis is nie 'n plek waar ek maar net myself te slegte kan wees en bly nie. Daar is ook reëls wat sê jy mag nie bly by woedewoorde, by onregverdigheid, by drank en dwelms nie. Jy moet verbeter. Jy moet gesond word. Jy moet anders word. En daardie reëls moet helder uitgespel word en ferm toegepas word, maar nooit as voorwaarde nie. Jy's net hier welkom as jy eers so is nie. Jy is hier welkom net soos wat jy is. En daardie net soos wat jy is beteken jy is regtig hierso welkom en tuis. En daarom moet 'n kerk nie 'n plek wees waar die dominee raas oor die sonde en sê net sulke mense is welkom nie. Hy moet sê hier's 'n Vader wat vergewe. Jy mag nie dan aangaan met wat verkeerd is nie, maar jy word vergewe en jy mag dan aangaan. En daar is die lidmate wat vir 'n mens dan sê ek is regtig jou broer, jou suster. Die term broers en susters word in die kerk gebruik, nie as 'n formele iets nie, maar ook nie die familiêre boetie en sussie nie, maar naby, broer en suster, ons is nie kollegas nie. En ek wil bid dat ons daarvoor sal werk. Dat ons regtig sal weet dat die Here vir ons die broers en susters gemaak het, die kinders in die huisgesin van God, die mense wat 'n warmte en 'n tuiste skep. Kom ons bid en ons werk daarvoor dat 'n kerk en 'n huisgesin so sal wees, 'n plek van genesing. Kerke is partykeer so half die noodhulp, want sekere huise is verwoestend. Daar word seer gemaak en daar's die kerke so half die noodhulpplek waar ek ander paas en maas en broers en susters kan kry en so sag en vriendelik en ontvanklik moet ons kerke wees. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons huisgesinne gee, waar daar 'n pa en 'n ma kan wees wat amper lyk soos die hemelse Vader, die hemelse moeder. Gee vir ons broers en susters wat vir ons sal troos soos die Heilige Gees, wat vir ons sal help soos ons vriend en broer Jesus Christus vir ons sal help. Gee vir predikante en leiers in die kerk die genade dat ons sag en ferm sal wees, want dan is mense veilig. As hulle veilig voel, dan kan hulle verbeter, dan word hulle nie veroordeel nie, hulle voel veilig om te verander. Help vir ons daarin, in Jesus naam. Amen. Hierso in die buitelug waar die son en die skaduwees skuif en die wind waai, is dit nie so veilig soos binne in 'n huis nie. Maar in 'n huis is daar mure met warmte binnekant. En ek wil hê jy met jou huis propvol maak. Propvol met atmosfeer van liefde, nie propvol besittings nie. Jou huis warm maak, nie met hitte, gewone hitte in die winter nie, maar met liefdeswarmte, wat vir elkeen wat daar groot word, sal laat blom. Seënwense.